Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se verbruikerstudieles. My naam is Marlie Deran. Hierdie les is moontlik gemaak deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bekama Navorsing en Ontwikkeling. Goed ouens, ons is besig in ons laaste 100 meter voor eindeksamen. So ons is besig om deur ou vraestelle te werk. Ons is op ons tweede vraestel. So ons is besig om na 'n Kaapse rekordeksamen vraestel vir 2025 te kyk. So in ons vorige les het ons die kort vrae bespreek en vandag gaan ons kyk na vraag 2, die verbruiker. Ek het jou gevra om bietjie huiswerk te gaan doen, om bietjie te gaan opswat oor die verbruiker, seker te maak dat jy met jou kennis kom, dat jy met jou studienotas kom, met jou spider diagrams kom, dat jy opgeriek is vir vandag se les, sodat jy kan saampraat en sodat jy kan deelneem aan hierdie les, want onthou, dit is hoe ons gaan toets of jy jou werk ken of nie. Goed, so kom ons gaan kyk na ons volgende vraag, die verbruiker. Nou, wat vir my belangrik is dat ons die aksiewoorde moet erken. Want onthou, as jy weet wat is die aksiewoorde, gaan dit vir jou baie duidelik sê oor hoe moet ek hierdie vraag beantwoord. En dan moet ons kyk na ons puntetoekenning, want ons puntetoekenning gaan vir ons sê presies oor hoeveel ons moet neerskryf. So as ons aksiewoord lys is, gaan jy, en dis vir 3 punte, beteken dit dat jy net 3 goedjies gaan neerskryf onder mekaar. As dit byvoorbeeld bespreek is of verduidelik is en dit is vir 6 punte, beteken dit dat jy 'n stelling moet maak en dan moet jy daai stelling regverdig. So jy moet 'n bietjie meer uitbrei oor die stelling wat jy maak om dan 'n punt te kry vir die stelling sowel as vir die verduideliking van daai stelling wat jy gegee het. So dit is belangrik dat ons daarna moet gaan kyk. Goed, so dit is die 2 belangrikste goed wanneer ons na ons vrae kyk. Dan is dit ook belangrik om te weet dat voordat jy na 'n ou vraestel kyk, is dit belangrik dat jy eers weer deur jou teorie gaan. Dis hoekom ek jou gevra het om weer deur jou teorie te gaan oor die verbruiker, om seker te maak dat jy presies verstaan uit wat die verskillende komponente is, wat die verbruiker bestaan uit, en wat is die belangrikste goed, en dan die belangrikste terminologie te gaan leer, en die belangrikste konsepte van die verbruiker te gaan leer, sodat jy klaar daai konsepte het, voordat ons na die vraestel gaan kyk, want dit gaan jou help met die beantwoording van hierdie vraestel. Wat vir my ongelooflik belangrik is, wat jy moet onthou, is dat ons swat nie ou vraestelle nie. Goed, ek gaan nou vir jou wys oor hoekom nie. Ons swat ons teorie, volgens ons eksamenriglyne, wat ek in die vorige vraestel al reeds met jou bespreek het. En ons moet seker maak dat ons die teorie ken, wat gebaseer is op dit. En dan gaan ons kyk of ons kennis kan toepas op ons eksamen, ons verskillende ou eksamens waardeur ons gaan werk. Onthou, ek het vir julle gesê, ons gaan deur 'n paar ou vraestelle werk. So ons het nou al deur 'n Junie-Julie eksamen vraestel gewerk. Nou werk ons deur 'n rekordeksamen vraestel en ons volgende vraestel waardeur ons sal werk, sal dan 'n November eksamen vraestel wees. En ons gaan sien hoe verskil die vrae vir elke hoofstuk wat gevra gaan word. Goed, nou as ons na hierdie spesifieke vraestel kyk, die Kaapse rekordeksamen vir 2025, gaan julle sien dat in hierdie vraestel, het die persoon wat die vraestel opgestel het, ongelooflik baie klem en fokus gelê op volhoubare gebruik van water, elektrisiteit en munisipale dienste. Dit is waar die meeste van die vrae, omtrent 80% van die vrae, is gebaseer op elektrisiteit, op water en op munisipale dienste. Daar is slegs 1 vraagie wat gevra was oor die piramideskema en multivlakbemarking, en daar was 1 vraagie vir 6 punte wat gevra was oor inflasie. Die res van die 40 punte was gebaseer heeltemal op volhoubare gebruik van water, elektrisiteit en munisipale gebruike. Nou as ons gaan kyk na ons Mei-Junie vraestel wat ons in die vorige lesse deurgewerk het, sou jy gesien het dat daai vraag was in die minderheid gevra. En in die meerderheid het hulle gevra oor die kontrakte en hulle het gevra oor grysgoedere en hulle het gevra oor vrae soos onbillike
praktyke, hulle het baie vrae gevra oor inflasie en rentekoerse en oor die belasting, het daar ook baie vrae ingekom, maar ons minderheid vra. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons nie ou vraestelle kan swat nie, want elke vraestel en elke persoon met 'n vraestel opstel, besluit oor wat is vir hom belangrik om in daai vraestel te vra. En as jy net ou vraestelle swat, kry jy nie altyd die volle spektrum nie, en jy gaan dan ook nie alles volgens die eksamenriglyne leer nie. En dan wanneer die November eksamen kom, kan hulle vra wat jy nie geleer het nie, en dan verloor jy daai punte. Goed, so kom ons gaan kyk na wat is 'n tipe vrae het hulle gevra. Nou ek gaan net eers gou 'n oorsig met jou doen, om seker te maak dat jy weet hoe jy daai vrae kan beantwoord. So kom ons kyk na wat beteken volhoubare gebruik van water en elektrisiteit. Onthou die meeste van die vrae wat hulle vra, gaan oor die volhoubaarheid van water en elektrisiteit. So dis belangrik dat ons weet wat beteken volhoubaarheid van water en elektrisiteit. Nou as ons gaan kyk na die definisie, gaan jy sien dat volhoubare verbruik is die gebruik van goedere en dienste om in ons basiese behoeftes te voorsien en die omgewing te benadeel, en nie die omgewing te benadeel nie, en minder gebruik van ons natuurlike hulpbronne. So, volhoubare gebruik beteken dat ons minder van ons natuurlike hulpbronne gaan gebruik, ons gaan minder ons omgewing benadeel, maar wat ook al ons doen, moet aan ons behoeftes kan voorsien. Dit is die 3 verskillende belangrikste komponente in 'n volhoubaarheid van die gebruik van water en elektrisiteit, of die volhoubaarheid van tekstiele, of die volhoubaarheid van produkte. Dit is altyd daai 3 konsepte wat belangrik is, waarna ons moet kyk. Goed, dan gaan ons kyk oor, as ons kyk na ons elektrisiteit, is dit belangrik om te onthou dat daar nie hernubare energiebronne is, en hernubare energiebronne is. So ons nie hernubare energiebronne is gewoonlik ons fossielstowwe, en ons fossielstowwe bestaan uit steenkool, olie, natuurlike gasse en kernkrag, terwyl ons hernubare energiebronne is altyd wind, water, sonenergie, en dan kan ons ook hierso sit, bio-energie kan ook hier bykom. Goed, so jy moet weet wie is jou hernubare energiebronne en wie is jou nie hernubare energiebronne. So dit is belangrik. So in vorige lesse het ons op al die ander goed gefokus. Op in hierdie vraestel fokus ons 'n bietjie meer op elektrisiteit en water en munisipale dienste. Goed. Die volgende ding wat belangrik is hoe kan ons as Suid-Afrikaners 'n energiekrisis voorkom? So wat kan ons doen om 'n energiekrisis te voorkom? Goed, so daar is 'n paar dinge wat ons kan doen. Die eerste ding wat jy kan doen is, maak altyd van hernubare energiebronne gebruik. So met ander woorde, gaan solar, gaan windenergie, gaan waterenergie, gaan bio-energie. Goed, so gebruik jou hernubare energiebronne. Goed, so dit is belangrik. Die tweede ding wat ons kan doen, is om natuurlik minder energie te gebruik, minder elektrisiteit te gebruik. Hoe kan ons minder elektrisiteit gebruik? Ons kan dus ook 'n meer energiedoeltreffende elektriese toestelle aankoop. So wanneer ons elektriese toestelle aankoop, gaan kyk na die elektriese etiket op die toestel, kyk of dit 'n AA+ of 'n A++ rating het, want dit gaan vir ons sê dat dit baie minder energie gaan gebruik. So dit gaan daarmee ook help. En dan die derde ding wat ons kan doen, is om seker te maak dat ons munisipaliteite ook na ons energie-infrastrukture kyk, die energie-infrastrukture onderhou en in stand hou, en dan kan hulle dit ook meer moderniseer deur 'n slim toepassing daarop te sit. En op daai manier kan ons dan vroegtydig sien as daar 'n krisis op hande is, en ons kan ook vroegtydig sien wanneer hierdie energie-infrastruktuur nagesien moet word of geonderhou moet word. Maar as hulle dit op 'n gereelde basis onderhou en in stand hou, en hulle het hierdie slim toepassing, dan kan ons 'n energiekrisis voorkom. So daai is net praktiese maniere wat ons kan doen om 'n energiekrisis te kan voorkom. Goed. Dan kyk ons na huishoudelike elektrisiteitsverbruik kan verminder word wanneer 'n huis tydens die wintermaande warm gehou word.
Ouens, hierdie is nie 'n nuwe vraag nie. Ons het al reeds hierdie vraag gedoen. Ons het al reeds na hierdie gekyk in vorige vraestelle. So wat het ons gesê? Gebruik 'n gasverwarmer. Maak seker dat jy in die dag jou gordyne en vensters oopmaak sodat die son die vertrekke kan warm maak. Maak die gordyne en vensters vroegmiddag toe sodat die hitte binne in die huis kan bly. Isoleer jou vloere en plafonne byvoorbeeld. As jy klein vertrekkies het, maak al die deure toe en hou net daai klein vertrekkie warm. Trek vir jou warmer aan, 3 sweetpakke aan, kry vir jou 'n kombers wat jy oor jou kan gooi, maar moenie 'n elektriese heater gebruik nie, want 'n elektriese heater gebruik ongelooflik baie elektrisiteit. Praktiese dinge, dit was nou net winter. Dink oor wat het julle by die huis gedoen om julle huisie warm te maak of om julle warm te kry tydens die wintermaande. Logika, dit is hoe jy hierdie vraag beantwoord, met logika. Goed, nou kom ons weer by fossiel brandstowwe. Wat is die impak wat fossiel brandstowwe op die omgewing het? Goed, nou onthou wie het ons gesê is ons fossiel brandstowwe? Steenkool, waarvan hy elektrisiteit maak, olie, aardgas en kernkrag. So wat se impak gaan dit op ons omgewing hê? Ons weet dat al hierdie fossiel brandstowwe 'n negatiewe impak het op die omgewing en dit veroorsaak aardverwarming. Ons weet dit. Maar nou, in die eksamen moet jy kyk na hoeveelheid punte. Hierdie sal net vir jou 1 punt gee. So met ander woorde, nou moet jy gaan kyk na die verskillende voorbeelde. So gaan skryf ietsie oor die gas, gaan skryf ietsie oor die olie, gaan skryf ietsie oor die steenkool byvoorbeeld, om meer punte dan te kan kry. Want jy weet mos nou wie is jou fossiel grondstowwe waarna ons gekyk het, of jou fossiel brandstowwe. So nou kan ons sê gas. Gas is 'n nie hernubare bron van energie, maar dit is daarom jou skoonste bron wat ons kan kry. Tweedens, as ons kyk na die brandende steenkool, wat doen brandende steenkool? Dit besoedel ons lug. Dit dra dan ook natuurlik by tot die koolstofdioksied wat dit afgee. En dan as ons kyk na ons petrol en diesel wat gemaak word van ruolie, gaan ons ook sien dit veroorsaak ook ongelooflike lugbesoedeling wanneer ons dit in ons voertuie gooi en wanneer dit ook verbrand word. So dit kan ook bydra tot daai suurreën, dit kan bydra tot 'n groter koolstofvoetspoor byvoorbeeld. So gaan kyk na die hoeveelheid punte wat jy moet neerskryf en dan bring jy dan nou ook daai verskillende fossielstowwe in jou vraag in om die vraag net meer volledig te maak. So afhangende van wat hulle jou vra. Dan basiese dienste van munisipaliteite. Ouens, hierdie is nie 'n nuwe vraag nie. Ons het hierna gekyk in vorige vraestelle. Ons het hierna gekyk toe ons die verbruiker behandel het. So wat is die algemene dienste wat munisipaliteite aan ons moet voorsien? Ons almal weet hulle moet vir ons skoon water voorsien. Ons almal weet dat hulle vir ons elektrisiteit moet voorsien. En party dorpe werk ook met gas. Hulle het gaslyne. So die munisipaliteit moet ook aan hulle dan gas kan voorsien. Hulle moet ons rioolversameling doen en hulle moet die weg doen van die riool en hulle moet sanitasie doen. En hulle moet seker maak dat ons sanitasie in 'n werkende orde is. Hulle moet ons vullis verwyder ook. So daar is 'n hele klompie goed wat ons munisipaliteite moet doen. Hulle moet seker maak dat ons klinieke is beskikbaar en dat hulle up and going is en dat hulle medikasie het. Hulle moet seker maak dat ons parkies skoon is sodat ons kinders daar kan speel. Hulle moet seker maak dat hulle die potholes in ons paaie regmaak, dat die stormwaterdreinering na gekyk word en geonderhou word om seker te maak dat as dit reën dat die water kan wegvloei. Hulle moet byvoorbeeld die sypaadjies met hulle sny. Metropolisie moet meer ooglopend beskikbaar waarneembaar wees. So daar is baie goeders wat jy hier kan skryf waarna ons gekyk het toe ons hierdie hoofstuk behandel het. Goed, onthou ons recap, ons refresh net op dit wat nou belangrik is vir hierdie vraag wat in die eksamen gevra is. Goed, onthou dit. Maniere waarop die munisipaliteit probleme kan aanspreek om die lewensgehalte van inwoners te verbeter. Goed, dis belangrik, dis 'n moeilike tipe vraag. Dis 'n moeilike iets, jy moet mooi gaan dink oor wat jy hier gaan skryf, want hier gaan dit oor lewensgehalte.
So wat moet die munisipaliteit doen om my lewensgehalte te kan verbeter? So daar's 'n paar dinge wat hulle kan doen. In die eerste plek, hulle moet seker maak dat hulle wel die infrastruktuur onderhou. En veral in ons paaie, sodat daar nie soveel potholes is nie, in ons rioolstelsels, sowel as in ons straatligte. Net gisterand op die nuus het hulle gepraat van 'n dorp in Noordwes, waar die rioolwater in die strate loop, en die kinders loop met hulle kaalvoete binne in daai rioolwater. Ek meen, rioolwater het kieme, dit het bakterieë, dit kan daai kinders siek maak. Die honde en die katte drink van daai rioolwater, wat hulle kan siek maak. So as hulle nie hierdie infrastruktuur gaan onderhou nie, gaan ons met 'n hengse probleem sit, want dit gaan die veiligheid en die gesondheid van die mense in die gemeenskap in gedrang hê. En natuurlik ons straatligte, want as daar straatligte is, dan is die pad verlig en daar is die plek waar boemelaars en mense wat jou skade wil doen of wil oorrompel kan wegkruip nie. So dis ook vir die veiligheid van die mense in daai gemeenskap. Goed, die tweede ding wat die munisipaliteit kan doen, is ons parke te onderhou. Daar is parkies, daar is speelgoed in parkies. As hulle dit onderhou, die grasny, die speelgoed onderhou, dan kan ons kinders in daai parkies gaan speel. En hulle kan bietjie buite lewe hê, hulle kan hulle self geniet. Hulle hoef nie bekommerd te wees dat hulle gaan seer kry nie. Hulle moet kyk na groener zones, vir ontspanning. Parke waar mense kan loop, waar mense kan gaan draf, waar mense kan gaan sit. Maar nou ook weer eens, moet daar sekuriteit wees, want ons weet dat daai parke altyd lêplek is vir boemelaars en junkies en mense wat ander mense wil skade aandoen. En onthou, wanneer jy 'n kind na 'n speelgrond toe stuur, gaan jy hom nie alleen stuur nie, jy gaan hom definitief onder ouer toesig stuur, want anders gaan hulle nog jou kind ook steel. Goed, so maar die munisipaliteit moet seker maak dat dit is beskikbaar. En dan laastens, hulle moet gesondheidsdienste vir ons bied, klinieke. Hulle moet bewustheid veldtogte doen om gesonde lewenstyl te bevorder. Omdat dit is belangrik, want dit is 'n holistiese benadering waarna die munisipaliteit moet kyk, want dit gaan oor ons lewensgehalte. So hulle moet daai programme hê, sodat as jy oorgewig is, of as jy 'n alkoholprobleem het, kan jy na jou kliniek toe gaan en jy kan hulp by jou kliniek kry om jou lewenskwaliteit dan ook te kan verbeter. Goed, so dit is goed wat jou munisipaliteit moet doen. Hierdie is 'n bietjie van 'n moeiliker tipe aanslag om na hierdie te kyk, maar hierdie vraag is ook vir my baie lekker, omdat ons altyd net fokus op die rentes en die belasting en die inflasies, en ons altyd net fokus op die kontraktuele aspekte van hierdie gedeelte van die hoofstuk, en ons eintlik die gedeelte oor herwinbare water, elektrisiteit en munisipale dienste bietjie afskeep. Gee hierdie vraag ons 'n geleentheid om bietjie dieper in te gaan kyk en ook 'n bietjie daai gedeelte van die werk beter te kan verstaan en ook 'n bietjie beter te kan leer. So dit is eintlik goed. Dit is hoekom dit goed is om deur ou vraestelle te werk, sodat jy kan sien van verskillende perspeksies af oor hoe jy hierdie vraag moet benader. So dit help ook daarmee. Dan hoe huishoudings in plaaslike munisipaliteite in die Noord-Kaap volhoubare en betroubare watervoorsiening kan handhaaf. So wat kan ons doen as mense wat in die Noord-Kaap bly om seker te maak dat ons volhoubare en betroubare watervoorsiening gaan hê? Wat kan ons doen? Hierdie is ook nie 'n nuwe vraag nie. Hy word net snaaks gevra, maar is nie 'n nuwe vraag nie. So wat het ons geleer oor hoe kan ons water bespaar? As jou kraan lek, moet jy daai kraan regmaak. Want onthou, 'n druppende kraan kan tot 225 liter water per dag mors. So dis belangrik om daarna te gaan kyk. Tweede, jou tuin. Wanneer jy jou tuin nat maak, moet jy dit in die oggende vroeg doen voor sonsopkoms of in die aande laat doen na sonsondergang, sodat die water nie kan weg-evaporate wanneer jy die tuin nat maak nie. En ook in jou tuin, kry water-wise plants wat minder water gaan gebruik en wat meer omgewingsvriendelik is. Dis belangrik om daarna te gaan kyk. Derdens, jou toilet. Onthou, wanneer jy nommer 1 en nommer 2 doen, baie van ons toilette het 'n nommer 1 en 'n nommer 2 kolletjie.
Gebruik net die toilet vir waarvoor jy dit nodig het. Moenie onnodig jou toilet flush nie, want elke keer as jy die toilet flush, dan verspoel ons ongelooflik baie water in ons rioolsisteme en ons vermors water op daai manier ook. Dan natuurlik jou stort. Hulle sê stort eerder want bad bevat soveel water. As jy wil bad, deel jou badwater met jou sussie of boetie of jou man of vrou of wat ook al om water te bespaar. Maar nou baie mense sê, o nee, ek stort want ek wil water bespaar, maar dan stort hulle vir 'n halfuur of 'n uur. Dan verloor jy net so baie water. Goed, so as jy stort, moet jy vinnig stort, kort tydjie stort, maak seker dat jy ook 'n stortkop het wat minder watervolume gaan gee en dan kan jy ook nog bakke in die stort sit sodat jy van die water kan opvang wat jy kan gebruik om die toilet te spoel of om skorrelgoed in te was of om die tuin nat te maak of die kar te gaan was of wat ook al. Dan kan jy dit ook so water bespaar. En dan daai is nou maar net 'n paar idees. Goed. Dan bronne van besoedeling. Ouens, hierdie is ook nie 'n nuwe vraag nie. Hierdie is ook nie 'n nuwe konsep nie. In jou vorige vraag het ons ook gekyk oor wat kan ons doen om waterbesoedeling te voorkom. Nou in jou handboek is daar 'n hele paar idees oor waterbesoedeling, soos die onbehandelde riool. Dit kan waterbesoedeling hê, maar ook ons as verbruikers besoedel ons eie water omdat ons soos medikasie in die toilette afspoel of ons gooi dwelms in ons toilette af en dit gaan ook die watersisteme besoedel. Baie van ons gooi riool in ons damme en riviere wat ook tot besoedeling van ons water gaan lei. Dan is daar natuurlik ons wasmiddels. Baie van ons gebruik nie omgewingsvriendelike seeppoeiers en skorrelgoedwasseepe en bioafbreekbare seeppoeiers en skorrelgoedwasseep nie en dit kan dan ook die water gebruik in ons huise, kan dit dan ook so dan besoedel. Dan is daar natuurlik jou marine stortings, jou industriële afval, oliebesoedeling wat ook voorkom, lekkasie in die ondergrondse berging van ons waters en dan kom daai mynwater deur na ons watertoevoer en dit kan dan ook die water besoedel en natuurlik dan die mynbou. Hierdie is die algemene besoedeling. Die vorige vraag waarna ons gekyk het ons spesifiek gekyk oor die besoedeling van water wat van die huislike gebruik afkom. So weer eens, wanneer jy vrae in die eksamen kry, maak mooi seker jy lees jou vraag en sien presies oor wat hulle in jou vraag vra. Goed, so kyk na die groter prentjie. Dan het hulle gekyk na die piramideskema. So ons almal weet wat is 'n piramideskema. So ons almal weet dat 'n piramideskema beteken daar's iemand wat bo sit, hy werf mense en om mense te werf moet daai mense dan inkoop in hierdie droom of idee en hoe meer mense inkoop, hoe meer kry die mense op die hoër vlakke van die piramideskema 'n kickback en dis hoe hulle geld maak en wanneer die mense hierbo genoeg geld gemaak het, dan verdwyn hulle en die hele piramideskema val plat. Onthou, as hulle nie nuwe mense werk nie, kan hulle nie nuwe geld binne in die piramideskema inkry nie en dis kan die piramideskema nie voortbestaan nie. Goed, en onthou 'n piramideskema is onwettig want daar's altyd 'n wenner en baie verloders op die einde van die dag. Goed, dan moet ons kyk na wat is die effek van 'n wettige multivlak bemarking. Nee, dit is ja MLM, multivlak bemarking en 'n piramideskema op die verbruiker. So wat is die effek van 'n multivlak bemarking en 'n piramideskema op die verbruiker? Nou as ons eers gaan kyk na ons multivlak bemarking, onthou daarso het ons mense wat produkte verkoop. So hoe meer produkte hulle verkoop, hoe meer kommissie kry hulle. Daar is net wenners. Hierdie besigheid het begin soos Avon. Avon het agente, daai agente het SIP-agente, die SIP-agente het SIP-agente. Hoe meer die agente verkoop, hoe meer kommissie kry hulle. Ek is tevrede want ek kry my Avon produk wat ek kan gebruik. Jy's happy want jy kry jou kommissie. So hoe meer produkte jy verkoop, hoe meer kommissie gaan jy kry. So dis 'n wen-wen situasie. As ons kyk na ons piramideskema, beteken dit jy gaan inkoop in 'n belofte of in 'n droom.
So mense koop in, gee geld vir iets wat hulle nie fisies kan sien of fisies kan vashou nie. En dan hoe meer mense inkoop op hierdie droom, hoe meer geld maak die mense bo in hierdie piramideskema. En wanneer hulle genoeg geld het en hulle die pad vat, is daar nie nog mense wat kan inkoop nie en dan val die hele piramideskema plat en die mense op die onderkant van die piramideskema is die mense wat die meeste geld gaan verloor en dan staan hulle met niks nie en die ouens wat bo al die geld het is oornag weg en hulle kyk nie eers terug na die verwoesting wat hulle gesaai het met die mense wat in die onderkant van die piramideskema is nie. Goed, so dit is die effek wat dit dan op die verbruiker gaan hê. So dit is belangrik dat jy weet, maar as jy jou definisie ken van multivlak bemarking en piramideskema, dan is dit belangrik, dan is dit baie maklik om hierdie vraag dan te kan beantwoord. Goed, dan die impak van die styging van brandstofpryse in die Suid-Afrikaanse huishouding. Ouens, hierdie is ook nie 'n nuwe vraag nie. Goed, so onthou toe ons hierdie vraag gedoen het ek vir julle gesê, sodra die brandstofprys opgaan, gaan ons elektrisiteitpryse op, gaan ons kospryse op. Alles word duurder. Die oomblik as alles duurder word, beteken dit dat ons as verbruikers minder geld gaan hê om op 'n maandelikse basis te kan bestee. So ons gaan begin sny. Waar begin ons eers te sny? Ons begin eers op ons luxuries te sny. So ons gaan nie meer geld hê om luxuries te koop nie. Die tweede ding waarop mense gaan begin sny is op hulle kos wat hulle gaan begin sny. Met ander woorde, as mense minder geld het wat hulle in die winkels kan gaan spandeer, is daar minder geld wat in ons ekonomie ingaan en ons ekonomie kan dus nie groei nie. En hoe minder geld in ons ekonomie ingaan, hoe meer gaan dit ons inflasie dwing om laer te gaan en sodra jou inflasie verlaag, gaan jou rentekoers die hoogte inskiet. En sodra die rentekoers die hoogte inskiet, beteken dit dat mense nog minder geld gaan spandeer. So daar gaan nou nog minder geld binne in die ekonomie gebeur. So dit het 'n hengse reuse groot invloed. En dan omdat mense nie geld het nie, wat doen hulle? Hulle draai na hulle kredietkaarte toe en hulle begin geld op hulle kredietkaarte spandeer, want dis al maniere hoe hulle dan op die einde van die dag kan oorleef. En dan ons besighede moet nou natuurlik hulle produksiekoste opskuif, omdat alles duurder is, dan beteken dit dat mense ook minder hulle gaan ondersteun en omdat hulle nou minder produkte verkoop, moet hulle nou mense aflê. Mense word afbetaal. Dit lei natuurlik tot werkloosheid en werkloosheid het nou weer 'n groter impak op ons ekonomie, want nou eweskielik moet die regering vir hulle geld gee om hulle aan die lewe te kan hou en hulle moet vir hulle kospakkies gee om hulle aan die lewe te hou en dit plaas nou weer soveel meer druk op die staatskas op die einde van die dag. So dit het een groot hengse kringloop tot gevolg wanneer daar 'n verhoging in ons petrolpryse is, want ons as verbruikers het dus minder geld om te spandeer. Onthou, wanneer jy 'n vraag soos hierdie antwoord, begin op 'n punt en dan vertel jy dit soos 'n storie en brei uit, want gewoonlik is dit 6 tot 8 punte in die eksamen. Goed, nou kom ons gaan kyk na die vraag en wat se tipe vraag het hulle in die eksamen dan gevra, in die rekordeksamen. Goed, so hier is 'n maklike ene, onthou, geel is natuurlik ons lae-order vraag, ons maklike vraag. Definieer die term volhoubare verbruik vir 2 punte. So ons weet, volhoubare verbruik is waar ons minder van ons natuurlike hulpbronne gaan gebruik, ons gaan minder water, elektrisiteit gebruik, ons gaan meer omgewingsvriendelik wees, of ons gaan meer na ons omgewing kyk, en al hierdie goed gaan ons doen, sodat ons aan ons basiese behoeftes kan voldoen. En dis net vir 2 punte. So dis 'n definisie wat jy moet ken, wat maklike punte is. Goed. Vraag 2 is 'n uittreksel wat hulle vir jou gee. Hier sê hulle Noord-Kaapse diensleweringsprogram. Die plaaslike regering speel 'n belangrike rol in die verbetering van mense se lewensgehalte, maar in menige dorpe is dit nie sigbaar nie. Burgerregte groepe het met programme begin om die plaaslike provinsiale munisipaliteite te help
om die kritiese kwessies van dienslewering in 'n gemeenskap aan te spreek. Die doel van die groep is om te help om die funksionering van munisipaliteite te verbeter en ander noodsaaklike diensleweringskwessies te help aanspreek. So dit is wat die gevalle studie vir ons sê. Nou kom ons vra, identifiseer die 3 mees basiese dienste wat munisipaliteite in die Noord-Kaap moet lewer. Identifiseer. So wat is die basiese dienste? Hulle het nie in die gevalle studie genoem nie, maar ons weet, wat is die basiese dienste? Hulle moet vir ons water voorsien, hulle moet vir ons elektrisiteit voorsien, of hulle moet vir ons gas voorsien, en dan baie belangrik, hulle moet ons vullis verwyder, hulle moet seker maak dat ons rioolsisteme is in 'n goeie werkende toestand, sodat dit nie kieme en siektes kan versprei nie. Daai is die 3 belangrikste goed. As jy 'n bietjie nuus kyk, gaan jy hoor, wanneer hulle oor dienslewering van munisipaliteite praat, is daar altyd daai 3 goed waaroor hulle kla. Daar's nie water nie, daar's nie elektrisiteit nie, en die riool wat in die strate afhardloop, en in die riool van ons toilette, wat in die strate afhardloop, wat gekoppel gaan met sanitasie, wat 'n groot impak het op die omgewing en die veiligheid en die gesondheid van die omgewing. So, dink net 'n bietjie in jou eie omgewing, waar jy bly, en wat is die probleme wat jou eie omgewing het met die munisipaliteit. Nee, maak dit net bietjie vir jouself, jou eie, dan is dit maklik om te beantwoord. Goed, die tweede vraag is, bespreek 3 maniere waarop die munisipaliteite probleme kan aanspreek om lewensgehalte van inwoners te verbeter. Dis nou vir 3 punte. So nou moet jy 3 volledige sinne skryf. Goed, so wat het ons gesê, gaan ons sê? Ons het eers gesê, ons gaan praat oor die infrastruktuur, dit gaan oor die potholes, dit gaan oor die riool, wat geonderhou moet word, dit gaan oor ons straatligte. Die tweede ding waaroor ons gepraat het, was oor ons parkies, en die instandhouding van ons parkies, en die speelgoed in ons parkies, en om parke te hê waar mense kan gaan ontspan, want dit gaan bydra tot mense se gehalte lewe. En derdens, gaan dit oor ons klinieke, ons gesondheidsdienste, wat die munisipaliteit moet gee, om seker te maak dat daar werkende klinieke is, met medikasie, om seker te maak dat daar programme is om mense te help wat oorgewig is, mense wat aan alkohol verslawing ly, mense wat aan dwelmverslawing ly, om die mense in die gemeenskap te kan help, en ook om hulle lewensstandaarde te kan verbeter. Goed, so weer eens, ouens, hierdie vraag is rarig nie moeilike vraag nie. Jy moet net 'n bietjie dink, dis al, en jy moet net 'n bietjie jou oë oop hê en kyk wat in jou eie omgewing aangaan. Dit is so maklik om hierdie vraag te beantwoord. Goed, kom ons kyk nou na vraag 3. Lees die inligting hieronder en beantwoord die vraag. Energie, vandag ons kan. Oor die afgelope 200 jaar het die wêreld se vraag na energie baie vinnig toegeneem, veral weens die vervoer en nywerheidssektore. Die grootste deel van energie kom uit fossiel brandstowwe soos steenkool, olie en aardgas. Ons samelewing staan dus voor 'n groot uitdaging, die energiekrisis. Mense moet nuwe maniere vind om energie te bespaar. Goed, nou in hierdie gee hulle vir jou die fossiel brandstowwe. Hulle sê daar steenkool, olie en aardgas. So hulle gee dit alreeds in die gevalle studie vir jou. Goed, kom ons gaan kyk na die vraag. Noem 2 fossiel brandstowwe wat besoedeling en beperkte reserves het. Noem 2 fossiel brandstowwe. Dit staan in die gevalle studie. So wat was die fossiele stowwe wat hulle binne in die gevalle studie genoem het? Ja, hulle het gepraat van steenkool,
aardgas en olie. Goed, die verfynde olie. Hulle het daarvan in die gevalle studie gepraat. So daai is 2 punte vir nie, want dit staan in die gevalle studie. Goed. Dan 3.2, verduidelik die impak wat hierdie fossiel brandstowwe op die omgewing het deur spesifiek na die antwoorde in vraag 3.1 te verwys. En dis vir 4 punte. So met ander woorde, nou sê hulle vir jou, jy moet iets sê oor die aardgas, jy moet iets sê oor die olie, jy moet iets sê oor die steenkool. Goed, so dit gaan klaar vir jou 3 punte gee, en dan is daar 'n 4de punt. So wat het ons gesê, toe ons vinnig gekyk het na die opsomming van hierdie hoofstuk? Wat het ons gesê, is die 4 dinge waar ons moet aanspreek, as dit kom oor fossielbrandstowwe, en die impak wat dit op die omgewing gaan hê. Ja, jy is reg. Eerste het ons gesê dat dit tot aardverwarming gaan lei. Toe het ons gesê dat gas is 'n nie hernubare bron van energie nie. Ons het gepraat van die brandende steenkool wat ligbesoedeling veroorsaak, en ons het gepraat van die ruolie wat petrol en diesel maak, wat ook gaan lei tot koolstofdioksied wat afgegee word, wat gaan lei tot ligbesoedeling, wat kan lei tot seereën, wat kan lei tot 'n groter koolstofvoetspoor. Goed, so maklik soos dit. En daar het jy jou punte. Goed. 3.3, identifiseer maniere wat die samelewing kan gebruik om die energiekrisis te verminder. En dit is vir 3 punte. So wat is die dinge wat ons gesê het, ons kan doen om die energiekrisis te kan verminder, toe ons na die vorige slides gekyk het? Gaan dink gou en dan skryf jy dit 3 goed vir my neer. Goed, julle is terug. Kom ons kyk of julle reg gekry het. Ons het eers gesê, kom ons maak gebruik van hernubare energiebronne, soos byvoorbeeld wind, water, bio-energie en sonenergie. Ons het gesê, ons moet minder elektrisiteit gebruik, met ander woorde, ons moet meer energiedoeltreffende elektrische toerusting gebruik. En derdens het ons gesê dat ons infrastruktuur by die munisipaliteit, wat rondom ons elektrisiteit gaan, moet heeltyd nagesien word, en moet heeltyd geonderhou word, en hulle moet dan ook 'n selftoepassing gebruik, om hulle in kennis te stel, as daar herstelwerk nodig is, om seker te maak dat ons nie 'n energiekrisis in die oog gaan staar nie. So dit is die 3 belangrikste goed wat jy moet onthou, om 'n energiekrisis te kan voorkom. Goed. Dan vraag 4, lys maniere waarop verbruikers elektrisiteit verantwoordelik kan gebruik, wanneer hulle die huise gedurende die koue dae verhit. Wintersdae, gedurende die winterkoue dae, dis alles dieselfde. So wat het ons gesê, kan jy doen om jou huis warm te hou, sonder om elektrisiteit gebruik? En dit is net vir 3 punte, so jy hoef net 3 goed te noem. Goed, so skryf gou of my 3 goedjies neer. Ja, kom ons gaan kyk of jy reg gekry het. So eerste het ons gesê, gebruik 'n gashieter. Tweede het ons gesê, maak jou gordyne en vensters in die dag oop, sodat die son die vertrek kan warm maak. Derdens, maak jou gordyne en vensters vroegmiddag toe, om jy hitte binne te hou. Isoleer jou dak en jou vloere, trek warmer aan, gebruik 'n kombers, maak net die vertrekkie warm, maak seker al die deure en vensters is toe, om net daai klein vertrekkie warm te maak. Maklike punte in die eksamen. Common sense. Do not study harder, study smarter. Goed, so dit was eintlik baie maklik. Dan nommer 5, verduidelik, dit moet ook eintlik groen gemerk wees, verduidelik hoe huishoudings in plaaslike munisipaliteite in die Noord-Kaap volhoubare, betroubare watervoorsiening kan handhaaf. 3 punte. Met ander woorde,
Al wat hierdie vraag vir ons sê is, hoe kan ons water bespaar? Kort en kragtig, dit is wat hierdie vraag vir ons sê. Hoe kan ons water bespaar? So, skryf vir my 3 dinge neer oor hoe jy water by die huis kan bespaar. Goed, nommer 1, as die kraan lek, maak hom reg, want jy verloor baie water. Nommer 2, wanneer jy jou tuin nat maak, maak seker jy maak dit voor sonsopkoms of na sonsondergang nat en maak gebruik van water-wise plante. Nommer 3, as jy die toilet gebruik, moenie onnodig flush nie en onthou, baie mense sit 'n baksteen mos in die toiletbak om seker te maak dat die vloei van die water minder is. Stort, kort storte, vinnige storte, sit bakke in die stort om water op te vang wat jy weer kan hergebruik. En as jy wil bad, deel die badwater met jou broer, suster, familie, jou vrou, man, wie ook al. Moenie elkeen sy eie badwater intap nie. So dit is maniere oor hoe ons natuurlik water kan bespaar. So hierdie vraag is 'n baie lang en fancy vraag. Op die einde van die dag, al wat hierdie vraag vir jou vra is, hoe kan ons water bespaar in die Noord-Kaap? Wat kan jy doen as die verbruiker om water te bespaar? Goed, so lees jou vraag en vra jouself, wat vra hierdie vraag? Goed, so dis maklik. Dan nommer 6, identifiseer 4 bronne van besoedeling wat 'n impak op die volhoubare voorsiening van water kan hê. Hierdie vraag gaan nie oor die gebruik in die huis nie, dis 'n algemene besoedeling oor die waterverbruik in Suid-Afrika. So by hierdie ene kan jy dan natuurlik die algemene antwoorde gee wat in jou handboek staan. En ons het na meer as 4 gekyk. Goed, so met ander woorde, waarna het ons gekyk? Gaan kyk gou-gou in jou notas en dan skryf jy 4 bronne neer van besoedeling. Goed, ja, daar is natuurlik ons onbehandelde riool, marine besoedeling, industriële afval, oliebesoedeling, mynbou, die ondergrondse are wat lek, en dan kom daai mynwater deur, wat dan natuurlik ons water ook kan besoedel. Goed, hierdie is ook 'n maklike vraag, dis nie 'n baie algemene vraag nie, hulle vra eintlik nooit hierdie vraag so nie, hulle vra eintlik altyd van die besoedeling in die huishoudelike gebruik van water, maar nou ja, ons kyk na verskillende vraestelle en ons kyk na verskillende aanslae, so hierdie is nou weer heeltemal 'n tipe aanslag op hierdie vraag oor besoedeling wat gebruik kan word. Dan nommer 7, hier gaan dit nou oor jou piramideskema, daar kan jy sommer sien, het hulle vir die piramideskema gebruik, verduidelik hoe 'n piramideskema werk, dit is vir 3 punte, so jy moet 3 feite neerskryf. Goed, gaan skryf vir my 3 feite neer van die piramideskema. Goed, kom ons kyk. Eerst het ons gesê, piramideskema beteken dat jy mense moet werf. Wanneer jy daai mense werf, moet hulle geld betaal om deel te hê aan hierdie skema. Jy gaan aan hulle 'n droom verkoop. Jy gaan aan hulle 'n idee verkoop. Goed, wanneer die mense bo-aan genoeg geld gemaak het, gaan hulle verdwyn en daai hele skema gaan platval en die mense aan die onderkant gaan almal geld verloor. Dit is illegal, okay? So dit is nie volgens wet nie en dit word ook nie volgens die NCA, die Nasionale Kredietbureau word ook nie geondersteun nie. Goed, so daar is eintlik baie wat jy oor piramideskema kan skryf om jou 3 punte te kry. Maar weer eens, ken jou definisie, dan is dit baie maklik. Goed, die tweede vraag is, verduidelik die effek van die wettige multivlak bemarkingsskema en die piramideskema vir die verbruiker. Weereens, jy moet jou definisie ken. As jy jou definisies ken, dan skryf jy dit neer, want dit in die definisie gaan hulle dan nou ook die impak op die verbruiker hê. Goed, so kom ons gaan kyk gou-gou, wat kan jy daar neerskryf?
Goed, so op die multivlak bemarking gaan dit oor 'n produk wat jy gaan verkoop en hoe meer produkte jy aan die verbruiker verkoop, hoe meer kommissie gaan die agente maak. So dit gaan op hulle sakke gaan dit 'n groot invloed hê, want hoe meer produkte ek verkoop, hoe meer kommissie maak ek. Op jou piramideskema gaan dit om mense te werf. Mense moet betaal om deel te hê aan hierdie skema. Hulle verkoop niks aan jou nie. Hulle verkoop 'n droom of 'n idee aan jou. As daai skema platval, verloor jy al jou geld. Jy gaan nooit jou geld terugkry nie. Goed, so dit is die verskil en dit is die impak. Want onthou met jou multivlak bemarking, ek gee vir jou die geld, jy gee vir my die produk. So ek het die produk en ek kan my produk gebruik. So daar's 'n wen-wen situasie. Met die piramideskema moet jy betaal om deel te hê aan hierdie skema, aan hierdie droom, aan hierdie idee, maar die mense bo vat al die geld, hardloop weg en jy sit met net mooi niks. Jy verloor alles op die einde van die dag. So dis tot nadeel van jou as verbruiker. Goed, so dit is eintlik 'n maklike vraag om punte te kry. En dan die heel laaste vraag vir die 40 punte, wat 6 punte is. Bespreek die impak van die konstante stygings van die brandstofpryse in Suid-Afrika. Ouens, ek wil net hier vir jou sê, het jy gesien dat in hierdie vraag was daar nie een blou gehighlighte vraag nie. Met ander woorde, volgens Blooms was daar nie een hoër kognitiewe vraag gevra in hierdie vraestel nie. Hierdie hele vraag het bestaan uit lae order en medium order vrae. So vir enige persoon wat die basiese werk van die verbruiker ken, kon eintlik 80% vir hierdie vraag gekry het, omdat daar regtig geen moeilike vraag was nie. Nie eers hierdie laaste vraag is 'n moeilike vraag vir 6 punte nie, want dit sê bespreek die impak van die prysstyging in jou petrol. So daar praat ons dan van 'n paar goedjies. As jy net daai paar idees neerskryf en daarop uitbrei, dan kan jy jou 6 punte kry. So gaan skryf vir my die idees neer wat ek nou met jou bespreek het en brei daarop uit en dan kom ons terug en ons kyk of jy kon onthou het wat ek vir jou geleer het. Goed, kom ons gaan kyk of jy kan onthou het. Ons het daar gesê, wanneer ons petrolprys styg, dan styg elektrisiteit, kospryse styg. Dit beteken dat daar minder besteedbare geld vir die verbruiker is om op luksehede te kan spandeer. So met ander woorde, nou gaan die verbruiker minder geld in die ekonomie spandeer. En hoe minder geld hulle in die ekonomie spandeer, hoe minder gaan ons ekonomie groei. Dit beteken dat minder mense gaan produkte koop en daarom moet besighede mense afbetaal en dit gaan lei tot werkloosheid. Wat dis 'n groter las op ons regering gaan sit, want nou moet die regering binne in die regeringskas, die staatskas geld gaan soek om vir hulle SASSA geld te kan gee, sodat hulle net aan die lewe kan bly en 'n partykeer moet hulle nog vir hulle soos kospakkies ook gee. So dit sit nou weer meer spanning op ons regering en op ons staatskas. En hoe meer spanning en hoe meer druk op dit is, hoe meer druk gaan op die verbruiker wees vir die mense wat wel betaal en wat wel bydra tot ons belastingstelsel, sodat daar geld kan wees vir alles wat in die land moet gebeur. Goed, so daar is jou idees. So jy gaan jou idees neerskryf en dan van daar af gaan jy dit uitbrei soos 'n storie om die hele groot reuse kringloop te kan sien oor wat se impak dit gaan hê op die verbruiker. Goed, so ouens, dit is nou die einde van die verbruiker. Goed. So ons volgende vraag wat ons gaan doen in ons volgende les gaan oor voedsel en voeding gaan, vraag 3. So ek wil hê jy moet asseblief weer eens gaan hersiening doen op vraag 3. Gaan kyk na jou voedsel en voeding notas, gaan leer jou voedsel en voeding notas, maak seker dat jy weet van jou siektes, maak seker dat jy weet van jou voedseloordraagbare siektes, dat jy weet van jou voedselverwante siektes, gaan kyk na jou emulsifiseermiddels, gaan kyk na jou verbruikerskwessies, maak seker dat jy die inligting het en maak seker dat jy enige vrae rondom dit kan beantwoord, sodat wanneer ons daai les gaan doen, dat jy voorbereid is, jy kan saam praat en jy die antwoorde kan uitskree en kan sien hoeveel
ken jy van daai hoofstuk, want dit gaan jou help met jou voorbereiding vir jou November eksamen. Baie dankie dat julle vandag se les met my gedeel het. Dit was ongelooflik lekker vir my om my passie en my liefde met julle te deel. Totsiens.